Goeiemôre. Jy luister na die 85ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om te ry met die handrem op. Ons het gister gesels oor die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel. Dit is ons liggaam se fascinerende vermoë om ons te help reageer op stimulus uit die eksterne omgewing. Wanneer gevaar dreig, reageer ons simpatiese senuweestelsel saam met ons emosies, om vinnig en effektief die gevaar te oorkom. Wanneer die omgewing veilig is, stuur ons brein via die parasimpatiese senuweestelsel 'n boodskap deur dat alles rustig en veilig is. En ons kan voortgaan om koneksie met mense te ervaar, te werk, te ontspan, te lag, te beplan en mooi drome oor môre te verwesenlik. Maar dink nou aan hoe kompleks dinge raak as ons brein die boodskap uitstuur: gevaar, gevaar. Maar die gevaar lê nie in ons eksterne omgewing nie. Die gevaar lê in onsself opgesluit. Dis 'n valse alarm. Daar's nie werklik gevaar buite ons nie, maar as gevolg van onverwerkte trauma, erken ons brein dit as gevaarlik. Ek dink nou aan die persoon wat saam met my gewerk het toe ek as jong man 'n ambag voltooi het. Voordat enige iemand met 'n hamer geslaan het, moes ons net hard uitskree: "Wiekus, ek gaan met die hamer werk." Anders, as jy nie vir Wiekus gewaarsku het nie, het hy dekking geslaan met die eerste hamerhou wat weer galm, want sy brein het nie die verskil geken tussen die hamerslag en die knal van mortiere wat een nag op hulle basiskamp neergereën het nie. 'n Tannie wat my kom sien het, is een Sondagmôre by haar huis oorval en sy is verskriklik aangerand. Die rowers het 'n wapen in haar gesig gedruk en met dieselfde wapen oor die kop en deur die gesig geslaan. Dit was so verskriklik. Sy was al in haar 70's, maar het haar so geslaan dat selfs haar kiestande in haar mond losgeslaan is of uitgeslaan is. Dit was net hier in die begin van COVID-19. En kan jy onthou wat tydens daai tydperk gebeur het as jy winkel toe gaan? Daar het 'n persoon gestaan met 'n elektroniese termometer, wat hy of sy dan van hulle sy af opgetel en op jou gerig het om jou temperatuur te meet. Vir my en jou was dit net dit, 'n termometer om jou temperatuur te meet. Dit was nie gevaarlik of ontstellend nie. Maar kan jy jou nou indink wat daardie tannie beleef het? Elke keer as sy by 'n winkel moes instap en die sekuriteitswag tel sy hand skielik op en rig dit op haar, met daardie termometer wat ook in die vorm was van 'n vuurwapen, het haar liggaam elke keer daarop gereageer. In terme van gister se oordeenking, die rooi lyn geaktiveer, die simpatiese senuweestelsel. Gevaar, gevaar, gevaar. Sy het nie haar reaksie gekies nie. Haar brein wou haar beskerm van 'n soortgelyke gebeurtenis wat tydens die aanranding gebeur het. Die kind wat deur 'n ouer mishandel word, sit in die klas saam met ander maatjies. Die kinders raas vreeslik en die juffrou probeer rustig en kalm om almal se aandag te trek. Uit pure desperaatheid skree sy vir die kinders om stil te bly. Sy slaan op die tafel voor haar. En die ouetjie wat by daardie tafeltjie sit, sy pa doen dinge aan hom waarvan niemand anders weet nie. En in daardie oomblik maak hy sy broekie papsop nat. Asof die mishandeling nie reeds erg genoeg is nie, volg die verleentheid van klasmaats wat lag en wys en spot. Sy breintjie maak nie in daardie oomblik die onderskeid tussen hierdie juffrou wat eintlik vriendelik is en haar vererg het vir die ander kinders, en my pa wat sy hand optel om my te slaan nie. 'n middeljarige man werk gelukkig en tevrede al die jare by dieselfde maatskappy. Hy kom met almal oor die weg, behalwe een kollega. Kollega is so 10 jaar ouer as hy. Die
kollega is eintlik 'n aangename ou, maar hy het 'n slegte streek in hom om so nou en dan op 'n vreeslike bombastiese manier te reageer. Niemand kan dit sien nie, maar elke keer wanneer so 'n insident plaasvind, reageer die middeljarige man se liggaam onverklaarbaar hierop. Hy voel dadelik 'n benoudheid in sy bors, 'n kramp op sy maag, sy hande voel bewerig en 'n onsekerheid pak hom beet waarvoor hy homself elke keer verwens. Ek is 50 jaar oud en ek hoef nie meer so te voel nie. Hy is vriendelik met die kollega, maar in sy hart verwens hy hom. Soms vang hy homself dagdroom oor hoe hom voor die bors gryp en sê, as jy weer so met my praat, gaan ek jou dik voeter. Daar is eintlik niks gevaarlik in die situasie nie, maar sy liggaam herleef die verskriklike magteloosheid van sy pa se filosofie oor lyfstraf, dat 'n kind reg geslaan moes word. Sy limbiese sisteem tel die fyn veranderinge in die kollega se gesig en stemtoon op en dit herinner hom aan 'n tydperk in sy lewe dat hy 'n klein magtelose seentjie was en elke keer word dit weer geheraktiveer. Dit is onverwerkte trauma. Kom ek noem nog 'n laaste voorbeeld. In 2011 was ek saam met 'n klompie Suid-Afrikaners by 'n kongres in Atlanta. Ons klompie Suid-Afrikaners, na 'n lang dag se sessies, staan ondergronds en wag vir die trein om te kom. Die volgende oomblik is daar 'n bitterharde slag, en asof ons dit vooraf ingeoefen het, slaan al ons Suid-Afrikaners dekking. Half verleë kom ons oorent, net om agter te kom ons is die enigstes wat dekking geslaan het. Die klomp Amerikaners staan ons met oop monde en aankyk. Iemand uit ons groep sê kliphard in Afrikaans, ja, toe, gaap ons nou maar aan. Maar kom, bly julle so rukkie in ons land en ons sien hoe julle reageer op 'n harde slag. 'n Mens besef nie eintlik hoe ons as Suid-Afrikaners daagliks blootgestel word aan geweld en misdaad nie. Selfs wanneer ons dit net in koerante bly lees en ons is bewus van hierdie geweld, is ons brein paraat om te reageer op hierdie geweld. En luister mooi na al hierdie voorbeelde. Daar is nie werklike gevaar in een van hierdie voorbeelde wat mense direk geraak het nie. Die reaksie is intern as gevolg van herinneringe oor trauma wat ons eens beleef het. Ek hoop my voorbeelde vanoggend help jou om te verstaan wat die effek van trauma op ons funksionering het. Soms raak dit ons op geringe wyse, maar ekstreme vorme van trauma kan maak dat 'n mens se liggaam nie meer die simpatiese senuweestelsel kan afskakel nie. En die rooi lyn se knoppie het vasgehaak en die boodskap bly, gevaar, gevaar. Ons liggaam reageer dan soos 'n voertuig, waarvan jy die versneller bly trap, maar ook die rempedaal trap. Selfs al is daar nie, objektief beskou, werklike gevaar nie, beleef ons dit tog so. Onverwerkte trauma kan ons lewe jare later steeds dramaties beïnvloed. Ek hoop jy hoor mooi wat ek sê, onverwerkte trauma. Wanneer ons vir hulp gaan, en ons brein en ons liggaam word gehelp om die trauma te verwerk, kan ons uiteindelik die rooi lyn se knoppie vervang met 'n nuwe een. En kan die groen lyn met langer tye aangaan en aanbly. Kom ons bid saam. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. Here, nie omdat ek goed geleef het, of omdat ek U vir my slegte lewe om vergifnis kom vra nie. Nie omdat my gees en verstand na U opkyk vir wysheid nie, nie omdat ek U vra om my te verlos uit alles wat my bind nie. Nie omdat ek besef dat ek U elke nuwe môre nodiger het as gister nie. Nie omdat ek nou na U terugkom, nadat die wee van die wêreld my nie kon bevredig nie. Nee, Here, meer as alles daarvan,
roep ek vandag na U, om geen ander rede nie as dit. U is U, en hier is ek. In Jesus naam. Amen. C. Langenhoven het tong in die kies gesê, om van my hoogmoed ontslae te raak, het ek nederigheid aangekweek, en daarop hoogmoedig geword. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.